Hallo daar en welkom. Kyk, ons almal dink mos wiskunde is hierdie wêreld van absolute sekerheid, van logika, reg? Maar wat as ek vir jou sê dis nie die hele storie nie? Wat as diep binne daardie abstrakte wêreld daar passie, drama en ja, selfs wedewering skuil? Vandag duik ons kop eerste in presies so 'n geval. Nee, dink regtig vir 'n oomblik daaroor. Imagine nie net getalle op 'n bladsy nie, maar regte karakters, met persoonlikhede, met sterkpunte, met swakhede, 'n arena waar funksies mekaar letterlik die stryd aansê. En dis presies die lens wat ons vandag gaan gebruik om 'n ongelooflik fascinerende verhouding te verken. Jep, jy het reg gehoor. So sien hierdie hele verduideliking van ons as 'n ware kragmeting, 'n tweestryd. In die een hoek het ons een van die bekendste kurwes in datawetenskap en in die ander hoek 'n funksie wat berig is vir sy dramatiese en wel oneindige klimtogte. Ek kan nou al die spanning voel opbou. Alright, die verhoog is gereed, kom ons stel ons twee hoofkarakters bekend. Soos in enige goeie tweestryd, het ons hier twee heeltemal verskillende magte, elkeen met sy eie unieke styl en strategie. So maak julle reg, want hier kom hulle nou. Eerstens, in die blou hoek, hier's Sigmoid. Dink aan Sigmoid as die kalm, berekende strateeg. Met daai elegante, S-vormige kurwe is dit glad nie 'n funksie van uiterstes nie. Dis ongelooflik aanpasbaar, werk goed saam met ander en benader probleme met 'n deurdagte rustige plan, 'n ware spanspeler in die wiskundige wêreld. En in die rooi hoek, sy opponent, Tangens. Tangens is die absolute, presiese teenoorgestelde. Dis lank, dis dramaties, met skerp hoeke wat sommer na oneindigheid toe skiet. Waar Sigmoid strategies is Tangens impulsief. Waar Sigmoid saamwerk, is Tangens uiters mededingend. Hy staan alleen en hy's hier om te oorheers. Maar wag so 'n bietjie. Die storie is nooit so eenvoudig soos net twee opponente nie, is dit? In elke groot konflik is daar mos dikwels 'n derde party, een wat 'n heeltemal ander perspektief bring. En in hierdie wiskundige drama van ons, dis geen uitsondering nie. Laat ek julle voorstel aan Cosinus. Kyk, Cosinus is nie hier vir die drama nie, glad nie. Met sy sagte, golwende vorm is dit die stem van rede. Dis wys, diplomaties en baie interessant, dit lyk asof hy nogal dikwels na Sigmoid se kant toe leun. Jy weet, dis amper asof hy iets van sy eie voorspelbare, stabiele geaardheid in Sigmoid se beheerste styl raak sien. Cosinus is die een wat probeer om balans te handhaaf in hierdie hele stryd van uiterstes. Goed, so nou dat ons al ons spelers op die veld het, kom ons duik 'n bietjie dieper in die hart van hierdie konflik. Want dit gaan nie net oor hoe hulle lyk nie, dit gaan oor hul fundamentele benaderings, hoe hulle die lewe in die wiskundige ryk aanpak. Wel, dis soos dag en nag. Hulle is wêrelde van mekaar verwyder. Kyk net hierna. Die kontras is, dis onmiskenbaar. Aan die een kant, Sigmoid, golwend en aanpasbaar, 'n funksie wat buig sonder om te breek. En aan die ander kant, Tangens, skerp en impulsief wat sonder enige waarskuwing na die uiterstes toe skiet. Dis regtig 'n klassiese stryd tussen beheer en chaos. En hierdie aanhaling, wow, dit slaan die spyker op die kop. Dis die kern van hulle hele wye wering. Jy sien, dis nie net twee verskillende funksies nie, dis twee totaal verskillende lewensfilosofieë as jy daaraan wil dink. Die een bou brûe, terwyl die ander probeer om mure af te breek. En so breek die oomblik van waarheid aan. Na al die ontledenis, die vergelykings van styl en temperament, is dit nou tyd om hierdie stryd tot 'n einde te bring. Wie, aan die einde van die dag, gaan as die oorwinnaar uit die stryd tree? Wie se benadering is nou eintlik beter? Dis die groot vraag, né? Die een wat ons van die begin af afvra. Is dit die bestendige en aanpasbare Sigmoid of die kragtige en mededingende Tangens? Albei het hulle eie unieke krag. Maar in die arena van wiskunde kan daar mos net een wenner wees. Of kan daar? En dis hier waar die storie 'n onverwagse draai gooi. Jy sien, miskien het ons die heeltyd die verkeerde vraag gevra. Die doel was nooit om 'n wenner te kroon nie, want in hierdie wêreld gaan dit glad nie oor superioriteit nie, dit gaan oor funksionaliteit. Hulle ware waarde lê nie daarin hoe hulle mekaar kan klop nie, maar in wat hulle elkeen uniek kan doen.
En daai insig, dit wys vir ons 'n regtig pragtige waarheid. Sigmoid is absoluut perfek vir goed soos waarskynlikheid waar jou uitkomste tussen 0 en 1 moet lê. En tangens, dis ideaal om verhoudings in meetkunde te beskryf waar daardie dramatiese hellings juis die betekenis dra. Hulle is nie eintlik mededingers nie, hulle is spesialiste, elkeen in sy eie veld. En dit los ons met 'n laaste gedagte. Miskien is die ware wysheid nie net in wiskunde nie, maar in die lewe, om te verstaan dat verskillende vorms en style nie bestaan om te kompeteer nie, maar om verskillende en ewe belangrike doeleindes te dien.